redelik goed gevorder met ons reeks oor Matteus. So ons kom nou aan die einde van hoofstuk 3 vanoggend. Dis die laaste paar versies van hoofstuk 3 van Matteus Evangelie. As u soontoe kan blaai, dan sal ek dankbaar wees en dan gaan ons dit lees. Dis verse 13 tot 17. Matteus hoofstuk 3. Ons is besig met 'n vers vir vers studie van Matteus Evangelie en ons kom by hierdie wonderlike perikoop en dan sal ons as die Here wil volgende Sondag kyk na die bekende versoeking in die woestyn, hoofstuk 4. Ons sal hom deurwerk as die Here wil. Ons sal hoofstukke 5 tot 7 oorslaan omdat ons dit reeds behandel het en dan spring na hoofstuk 8 toe. Die woord van die Here, is dit nie 'n wonderlike boek nie? Weet jy, ek het nou die afgelope maande het ek Genesis, behalwe Levitikus, het ek Genesis tot Rut deurgegaan en daar's nie een hoofstuk van Genesis tot Rut wat nie van Christus spreek nie. Not one single chapter. Nou, hoe kan dit 'n menslik geskrewe aan mekaar gesitte boek wees? Dit is totaal onmoontlik. Dit is 'n bonatuurlike geskrif. En ook Matteus is deel daarvan. So voor ons dit lees, kom ons bid net weer 'n woordjie saam. Here, ons bid dan verder soos die jong Samuel in 1 Samuel 3:10, spreek Here, want u dienaar luister. O Heilige Gees, maak ons harte ontvanklik soos die van Lydia, van wie daar geskryf staan in Handelinge 16:14. Die Here het haar hart oopgemaak om ag te gee op wat deur Paulus gepraat word. Laat elke woord wat verkondig word deur u gesal wees, sodat ons nie net hoorders en nogmals hoorders sal wees nie, maar daders. Jakobus 1:22. Wees daders van die woord en moenie julleself bedrieg nie, deur net te luister nie. Here, laat u naam geheilig word in hierdie woord en ons liefde vir u groei. Seën die konferensie van Donderdag, Vrydag en Saterdag. Here, ons dank u dat ons kan bid vir almal wat deelneem, almal wat ingeskryf het, almal wat daar is. En almal wat gaan as sprekers dien en wat sonder enige twyfel regsinnig is en die woord van God as die onfeilbare foutlose skrif handhaaf. Dankie, Here, nog vir sulke manne. Ons prys u, ook in hierdie erediens, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons lees dan daardie paar verse, dis dan natuurlik verse 13 tot 17. Matteus 3. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe. Jesus antwoord hom, nogtans moet jy dit nou doen, want, en dan staan daar in die oorspronklike taal, want so moet aan al die geregtigheid van God voldoen word. Hierso in hierdie vertaling staan, op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Nou, dit is 'n omskrywing van wat die betekenis is. Ons gaan nou meer daaroor sê. Daarna het Johannes ingestem, Jesus is toe gedoop, en het dadelik daarna uit die water gekom.
Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: "Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my." Die oorspronklike teks sê: "In wie ek 'n welbehae het." Ons lees net tot sover uit die Heilige Skrif. Ek dink dat die toneel daar by die Jordaanrivier was intens vreemd. Stel jou dit net voor, Johannes die Doper is glad nie gesanksioneer deur die skrifgeleerdes en fariseërs in die kerklui nie. Maar hy staan daar en hy doop sondaars tot bekering. Jode, dit was Jode wat hulle sondes kom bely en wat die oordeel van God vrees. En hy doop hulle, of die doop nou met indompeling was en of die doop met begieting was of met beide metodes, maak nie regtig saak nie. Die skrif sê dit ook nie. Maar skielik, en hier is die vreemde, dit was al klaar 'n vreemde gesig, maar skielik gebeur daar nog iets baie vreemd, en dit is, met eens verskyn Jesus daar by hulle. Die sondelose lam van God gaan staan in dieselfde tou, in dieselfde ry as die skuldiges. En onthou dat hy net 6 maande jonger was as Johannes die Doper, en dat hy tot op daardie stadium, ongeveer ouderdom 30, nog glad nie in die openbaar bedien het nie. Sy openbare bediening sou juis toe begin. Sy doop deur Johannes die Doper sou juis die teken wees dat sy openbare bediening nou begin. So van daardie moment af verder sou Jesus se bediening groter word en Johannes die Doper se al hoe kleiner word. Maar tot op hierdie stadium het hy nog glad nie in die openbaar bedien nie, en hier kom hy en hy val in by hierdie tou. As 'n mens mooi luister, dan hoor jy in Johannes se stem hoe bewe sy stem wanneer hy sê: "Ek het nodig om deur U gedoop te word, en U kom na my toe." Maar Jesus antwoord hom: "Nee, ons moet dit doen, Johannes, want so, en hier is wat die Griek sê, so moet ons alle geregtigheid vervul." Wat bedoel hy daarmee? Hy het immers nie sondes gehad om van te bekeer nie, en geen waterdoop nodig gehad om mee gedoop te word nie. So mens kan verstaan Johannes se verwarring oor hierdie hele ding. Wat bedoel hy as hy sê, so moet ons nou alle geregtigheid vervul? Wel, wat beteken alle geregtigheid? Wel, dit beteken alles wat reg is. Geregtigheid beteken wat reg is. Alles wat reg is, volgens God se wil en raadsplan. Jesus identifiseer hom met mense wat as gevolg van die sonde die oordeel en die straf van God verdien. Hy identifiseer hom met hulle, hy staan in die water in hulle plek as die een wat uiteindelik die sondes van mense soos hulle gaan dra aan die kruis. Dis 100% volgens God se raadsplan en wil. Hy vervul dit. Hy vervul, daar staan nie doen nie, daar staan vervul. Hy doen dit nie net nie, hy vervul dit. Die Griekse woord pleroo wat beteken, wat hier vertaal word met vervul, beteken om iets te voltooi, om iets vol te maak. Jesus kom alles wat reg is volgens die wil van God, kom hy en hy bring dit tot volheid. Jesus se woorde aan Johannes, dis reg dat ons alle geregtigheid vervul, beteken met ander woorde, dis die gepaste ding om te doen nou, Johannes, want deur hierdie daad vervul ons, ek en jy, vervul ons alles wat God se regverdige plan vereis. En dis vir my die misterie van die evangelie, wil ek vir u sê.
Weet jy wat is? Daar's 'n klomp goed wat 'n mens kan sê. Maar weet jy, vir my, een van die goed, wat vir my 'n misterieus is van die evangelie boodskap, is die feit dat die lewende God, vriende, weet jy, kan ons dink wat dit beteken, dat die lewende God, die skepper van hemel en aarde, dat hy kom staan in die ware menswees van Jesus Christus, dat hy kom staan daar waar ek en u veronderstel is om te staan. Nou kom staan God daar. Dink dit in. Die Here wat in ons plek die water van Johannes die Doper se doop ontvang. Wat in ons plek die kruis dood ontvang. Want onthou, simbolies was daai water van die rivier, Jordaanrivier, was vervul met die sondes en die misdade en die wetsoortreding van almal wat alreeds daar gedoop is. Daai water was vuil, simbolies, en Jesus buig onder dit in. Dit is vir my die misterie van die evangelie. Al die nie-Christelike godsdienste, almal, en daar's 4500 godsdienste, vriende. Watter een is reg? Het jy geweet daar's 4500 godsdienste? Wie's reg? Wel, 4499 van die 4500 godsdienste sê, daar's 'n godheid iewers, wherever, ons weet nie waar nie, hy's iewers, en nou moet die mens probeer op 'n manier by hom uitkom deur dit te doen en dat te doen en dit te doen en dat te doen. Dis amper soos 'n partytjie, 'n lekker fees daar bo op die 30ste verdieping, bo op die punt van die gebou, en hier kom 'n ou wat by die partytjie wil wees of by die fees wil wees, en hy klim teen die gebou uit. Maar hy kom nooit daar nie, want hy raak te moeg, hy val terug, hy trap skeef, hy trap mis, en hy kom net eenvoudig nooit by die fees uit nie. Hy probeer net elke dag om op te klim teen die muur. Maar daar's daai een van die 4500 godsdienste wat sê, nee, die gasheer van die feesmaal het 'n huisbak laat afsak en die deure laat oopgaan. Al wat jy kan doen is los die klimmery, val binne in die huisbak en hy trek vir jou op binne 'n paar sekondes tot by die fees. God het 'n huisbak laat afsak. Jesus Christus. En in Jesus Christus trek God my, wat nie kan klim teen hierdie muur nie. Trek hy my op binne sekondes. En as ek in die fees, en as ek die dag doodgaan, dan gaan daai fees net aan. Dis 'n ewige fees. Dit is die evangelie wat die waarheid is. God kom in die vleis en bene van sy seun Jesus Christus, en hy kom staan daar waar ek veronderstel is om te staan, en dis binne in daai Jordaanwater. En let op dat hy passief is. Dinge word aan hom gedoen. Hy's nie self die aktiewe een in hierdie doop nie. 3 dinge word aan hom gedoen. 3 dinge gebeur met hom, nie deur hom nie, met hom. Die hemel word oopgemaak, die Heilige Gees daal neer en die Vader praat. En let op hoe al 3 persone van die goddelike drie-eenheid hier ter sprake is en werksaam is. Jesus is daar, die Seun, die Vader praat, die Heilige Gees kom as duif. Maar Jesus word nie hier voorgestel as die aktiewe doener nie, hy is die ontvanger van die Vader se handeling deur Johannes die Doper se hande. Jesus kom nie hier met hierdie doop, kom die Here Jesus nie hier as die doener wat iets verklaar of iets getuig of iets demonstreer nie. Maar hy ontvang. Hy ontvang nie net Johannes die Doper se daad nie, maar hy ontvang iets van God, hy ontvang iets van die Vader, waarmee die Vader iets kom bekend maak, oor wie Jesus is.
As jy mooi na hierdie paar versies kyk, dan sal jy sien in die sentrum hiervan is nie Johannes die Doper nie, nie die doop nie, nie die metode nie, nie die dit nie, nie die dat nie. In die sentrum van hierdie paar versies is die Lam van God. Hy is die sentrum. Hier by die Jordaanrivier, broers en susters, hoor ons dieselfde waarheid wat 15 eeue later weer in Wittenberg, Duitsland, sou weer klink die tyd. Dit was die tyd van Martin Luther en die kerkhervorming en die kerkreformatie wat protestante elke jaar op die laaste Sondag van Oktober, wat die naaste aan 31 Oktober is, gedenk. En dis vandag. Hervorming of reformatie, het beteken presies dieselfde, beteken om terug te bring tot die regte Bybelse vorm. Dis wat reformatie of hervorming is. Het gaan altyd gepaard met vervolging. As jy probeer in die kerk om te reformeer, dan kom daar vervolging. Dit was so en dit is so. Maar wat ons moet hoor, is dat daar by die Jordaanrivier, by Jesus se doop, hoor ons dieselfde waarheid as wat 15 eeue later in Martin Luther en ander gehoor word. Want die hervorming of die reformatie van die 16de eeu het nie met 'n nuwe boodskap vorendag gekom nie, maar hulle die ou tyding herontdek. Naamlik dat God is die handelende een, die mens is die ontvanger. Uit genade is julle gered. Deur die geloof, dis nie uit julleself nie, dis die gawe van God. Dis nie uit werke nie, sodat niemand iets het om op trots te wees nie, sê Efesiërs 2. Johannes die Doper se doop vra vir berou, maar Jesus se doop deur Johannes se hande bring genade. Vriende, in die reformatie het dit helder duidelik gemaak. Dis nie ons berou wat ons red nie. Dis Christus se neerdaal in ons plek wat ons red. Dis sy vereenselwiging met ons in die Jordaanrivier en later aan die kruis wat ons red. Die 16de eeuse reformatie, vriende, het een ding oor en oor en oor en oor beklemtoon, naamlik dat teenoor die mense probeer sla om hom of haar self na die hemel toe opgekatrol te kry, soos die man wat teen die gebou probeer uitklim om by die feesmaal daarbo uit te kom. Teenoor dit staan God se vrye genade, wat die sondaar deur die soenverdienste van Jesus Christus met eens in die saligheid bring. Soos die huisbak. Met eens. Die een oomblik was jy nog ongered op pad hel toe. Die volgende oomblik het jy die aanneming tot kind ontvang en jy is op pad hemel toe. Is dit nie wonderbaarlik nie? En die Heilige Gees ontvang. Wat? Die Heilige Gees ontvang in my lewe. Dit bly vir my die grootste wonderwerk. Ek het vanmôre weer die Here gelowige prys en gedank by daai huis dat om te dink dat die persoon van die Heilige Gees het iets met my te kom doen. Is dit wonderbaarlik? En daardie huisbak wat God sê, kom, almal wat nou probeer opklim. Los daai pogings. Kom! Val hier deur hierdie oop deur hier in hierdie huisbak in. Daardie huisbak, daardie soenverdienste van Jesus word in prentjiesvorm uitgebeeld in die meester se doop deur Johannes die Doper. Wat daar gebeur die dag is soos 'n prentjie, soos 'n videoetjie van wat aan die kruis gaan gebeur. Hoe hy instap in die Jordaanwater wat bevuil is, simbolies bevuil is met die sondes van die volk wat net tevore daar gedoop is. Hoe hy daar instap. Iemand het gesê 'n definisie van genade is dat God die hemel en die aarde beweeg om sondaars te red, sondaars wat nie 'n vinger kon verroer om hulle self gered te kry nie. Want kyk, as daai man daarbo by daai feesmaal nie daai huisbak laat afsak het nie, dan sou daai mannetjie wat opklim nooit daar kom nie. Nooit nie. 2030, dan probeer hy nog. Hy kom nie verder as die 4de verdieping nie. En daar's 30.
Genade beteken dat God hemel en aarde beweeg het om mense te red wat nie 'n vinger kon of wou verroer om hulle self gered te kry nie. Wanneer die hemel oopgaan by die Jordaanrivier en God die Vader praat hoorbaar. Dis een van die min geleenthede waar God hoorbaar praat. Dit was hier onder andere. Dan begin daar reeds iets van die boodskap van die kruis al klaar reeds weer klink. Dan begin daar al klaar reeds weer klink iets van die boodskap van die reformatie, meer as 1500 jaar later, wat hulle sou herontdek het, en dit is dat God se welbehae is in Jesus Christus, en indien ek op hom begin hoop, is die Vader se welbehae ook in my. Hoor weer, dis die boodskap van Luther, dis die boodskap van Calvin, dis die boodskap van Zwingli, dis die boodskap van Bullinger en Butzer en al die reformatore. God se welbehae is in Jesus Christus. En indien ek op hom begin hoop, is die Vader se welbehae wat in hom is, nou ook in my. Mag ek net myself onderbreek vir 'n oomblik met net 'n tussenopmerking, net so tussendeur, en dan kom ek terug na hierdie gedagte. Maar kan ek net 'n tussenopmerkingie maak, ook net ter wille van meer duidelikheid, vriende, net omdat daar altyd misverstand oor hierdie saak is. En dit is om net vir u te sê dat ons moet onthou, wanneer ons hieroor praat en doen, dat Johannes die Doper se doop en die Christelike doop nie dieselfde doop is nie. 'n Mens moet dit eers sê. Jy moet sien dat Johannes die Doper se doop en die Christelike doop wat Jesus later ingestel het voor die hemelvaart, is nie dieselfde nie. Daar kan nie lyne direk getrek word tussen die doop wat Johannes die Doper bedien het en die doop wat Christus later vir die kerk van al die eeue ingestel het nie. Ons hoor soms mense wat sê, ek moet my laat doop soos Jesus hom laat doop het. Hy het die voorbeeld vir my gestel, nou moet ek in sy voetspore loop en dit ook doen. Maar ons moet in gedagte hou dat ons nie by dieselfde doop gedoop word as waarmee Jesus gedoop was nie. Johannes die Doper se doop, soos ons verlede keer gesê het, was 'n doop van bekering om die geestelike pad in die harte van die Joodse volk voor te berei vir die Messias se openbare bediening wat nou sou begin. Om sy openbare bediening sou nou begin, dit sou nou begin, maar om die geestelike pad in die Joodse volk se harte voor te berei vir die koms van die Here Jesus, het Johannes hierdie doop van bekering gebring, wat tydelik van aard was. Sy doop het mense voorberei, sou jy kon sê, vir die koms van die koninkryk van God, maar dit het nie self die sondes weggeneem nie, dit was 'n simboliese handeling van belydenis en verwagting. En nou lees ons later in die Nuwe Testament, in Handelinge 19 vers 3 tot 5, daar op 'n sekere plek, gaan nie onthou watter plek nie, toe kom hulle daar, die apostels daar, toe vra die apostel Paulus vir die ouens daar, wat sê hulle is kinders van die Here, toe sê hy, met watter doop is julle dan gedoop? Hulle sê, met die doop van Johannes. Toe sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop, en vir die volk, Joodse volk gesê, om hulle moet glo in hom, wat na hom kom, Jesus Christus, en toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. Jy sien? Met ander woorde, hulle Johannes die Doper doop, word nou vervang met die Christelike doop, wat ons ook bedien. Christene ontvang nie Johannes die Doper se doop nie. Christene ontvang ook nie die doop wat Jesus self by Johannes ontvang het nie. Jesus het hom met Johannes die Doper se doop laat doop, om in verlore sondaar se plek te gaan staan, en nie omdat hy bekering nodig gehad het nie. Ons doop is die doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, Matteus 28:19, 'n handeling waarin God self optree om ons in te lyf by die sigbare gemeente en ons die versekering te gee dat Jesus se kruisdood ons genoegsame redding is. Dis nie 'n demonstrasie nie, dis nie 'n getuienis nie, dis nie 'n bekendmaking van iets nie. Dis God wat handel. Maar wat ons by Johannes die Doper se doop van die Here Jesus moet sien, is hoe dat
dit eintlik nie Johannes die doper is wat aktief is hier nie, maar is God self. En hy kom en hy plaas die volle lig op die Here Jesus. Met 3 dinge kom plaas die Vader die volle lig op die Here Jesus. Dis asof Jesus belig word. Hy word belig met die doophandeling, hy word belig met die hemel wat oopgaan en die Vader wat hoorbaar praat. Dit belig hom en hy word derdens ook belig deur die Heilige Gees wat soos 'n duif op hom neerdaal. Van die sondeval af kan geen mens op eie stoom terugkom in God se teenwoordigheid nie, vriende. Geen mens kan op eie stoom terugkom in 'n verhouding met God nie van die sondeval nie. Maar hier, dis soos die man wat die gebou klim, hy kan nie by die 3ste verdieping kom by die fees nie. Na die sondeval, maar hier by die Jordaanrivier kom die beweging van bo af. Nie van hier af nie, van hier af. Matteus gebruik die kragtige woord in die Grieks. Die hemele is oopgeskeur, sê hy. Dieselfde woord wat gebruik word in Matteus 27 by die skeur van die voorhangsel, toe die voorhangsel in die tempel geskeur het, van bo tot onder. Toe Jesus sterwe, kan jy onthou? Wat het gebeur in die tempel toe Jesus sy laaste asem blaas? Matteus 27:51, die voorhangsel in die tempel, net 'n entjie daarvan af, het van bo na onder geskeur. Dit was God wat hy skeurwerk gedoen het. Om te sê, die toegang is nou oop. Dit is nie meer 'n versperring nou nie. En hier by Jesus se doop gebeur dit weer. Die hemel is skeur. Hy gaan oop. Want hier begin die kruisgebeure eintlik al reeds plaasvind. Al is dit nog 3,5 jaar voordat dit regtig sou gebeur. Gebeur dit eintlik hier al reeds in die doop hier, waar God die skeiding wat die sonde gebring het, breek. Wonderlik. Ek weet nie hoe ek in die aand sal kan slaap as ek dink dat daar nog 'n skeiding moet wees. Ek sal nie slaap nie, glad nie. Ek sal moet pille drink. As ek moet dink, as ek my kop op die kussing moet sit en dink daar's 'n swempie van 'n skeiding of 'n onsekerheid. Ek weet nie hoe mense in die môre uit jou huis gaan. Dis 'n groot risiko. Jy weet nooit of jy eers jou bestemming sal bereik nie. Ek het nou die môre verbygery by die tragiese ongeluk op die R27 en die liggaam daar sien lê toe ek daar verbyry. En ek het na die tyd het ek by myself gedink, daardie persoon, ek dink dit was 'n vrou, daardie persoon is vanmôre ook hankie-dorie daar by die huis uit en het nie verder gekom as Dolphin Beach se verkeerslig nie. Daar het dit gestop. Hoe kan jy in die huis, hoe kan jy, praise the Lord, jy gaan vanmôre hier uit die huis uit, maar jy het nie daai absolute sekerheid dat die skeiding weg is nie. Party mense sê die skeiding is weg, maar hulle leef nie so nie. Hulle het nie 'n gebed nie, hulle het nie 'n binnekamer nie. Hoe kan jy 'n Christen wees en jy het nie 'n binnekamer nie? Hulle het nie 'n vuur nie. Moeilik om te verstaan. Ek wil vir u sê, as ons almal nou uitloop by hierdie gebou en ons gaan staan hier voor in die straat en ons begin. Weet jy, 99% van die mense wat by ons gaan verbyloop met wie ons praat, gaan vir ons sê, maar ek is gered. Ek ken die Here. Al die skeiding is weg. Beslus. 99. Dan vra jy, en op grond waarvan sê jy dit, mevrou? Dan weet hulle nie. Hulle weet wat die regte antwoord is, maar hulle het nie die belewenis nie. They've got the profession. Hulle bely dat hulle, maar hulle het nie die lewe nie. Dit is tragies. En jy, my vriend, het jy die lewe? Dit is maklik om 'n groot mond te hê. Dit is moeilik om vir die Here elke dag te staan. Staan vir Christus, Tafelberg. Die doop van die Here Jesus
is dis eintlik die begin van wat 3,5 jaar later op die kruis sou gebeur. Dis die eerste teken dat God die geslote hemel weer oopmaak. As jy reg terug gaan na Genesis toe, dan sien jy daar by die skepping, die Gees van God het gesweef op die waters, Genesis 1:2. Hier sien jy hoe wrintie waar weer water, en jy sien weer die Heilige Gees, as 'n duif kom. Nie nou as die duif van oordeel soos by Noag se ark nie, maar 'n duif van vrede, wat kom verklaar, wat is van Jesus waar. Hy in wie God die Vader 'n welbehae het. Dis die nuwe skepping wat hier begin. Begin nie by bekering nie. Begin by God wat neergedaal het in Jesus toe, na ons toe. Dis my geliefde seun, sê hierdie stem. Hardop praat daai stem. Was nie die duif nie, dit was die Vader. Hy sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Hy verklaar dit in die Here Jesus, die identiteit van gevalle sondaars wat op hom begin hoop. Dis mense wat in die huisbak inval. Hulle identiteit gaan herstel word. Jou identiteit word herstel in die sin van dat jy word nou ook die voorwerp van God se welbehae. Adam het geval in ongehoorsaamheid, maar nou verklaar die Vader, die nuwe Adam is Jesus my seun. Voor die Vader se welbehae is in hom, in die Here Jesus. En as 'n mens in die Here Jesus is, dan is die Vader se welbehae ook in jou. Weet jy, daar staan 'n wonderlike vers in Johannes 17 waar Jesus sê, hy sê die Vader, Johannes 17:23. Hy sê die Vader het die mense wat in Christus is lief met dieselfde liefde as waarmee hy Christus liefhet. Liefhet en welbehae is dieselfde. Hoor dit. Die Vader sê, Johannes 17:23, hy sê, hy het die mense wat in Christus is, die ouens wat in die huisbak is, met dieselfde liefde lief, as waarmee hy Christus liefhet. Dieselfde liefde. Hoe baie keer dink ons minderwaardig oor onsself, en dink ons, ag, ek is ook maar eintlik net niks meer as 'n nat kol nie. Vriende, dis die enigste rede en grond waarom die Heilige Gees enigstens in 'n mens se menslike gees kan kom inwoon. Jy moet baie mooi nou luister na die res van hierdie voordrag. Baie mooi luister. Luister nou. Hierdie is die enigste rede waarom die Heilige Gees enigstens in 'n mens se menslike gees kan kom inwoon. Soos wat ons verlede week die boodskap mee afgesluit het. Dis omdat die Christusgelowige met Christus, in wie God 'n welbehae het, bekleë is. Omdat die Christusgelowige by Christus ingesluit is, voel die Heilige Gees hom nou tuis in so 'n mens se hart en lewe. Daai hemelse doping met vuur en die Heilige Gees vlam, waarvan ons verlede week gepraat het, is tuis in so 'n hart en lewe, waar die lam van God jou toegereken is die duif van die hemel tuis en bly hy daar by jou. Ons dink altyd ek moet aan sekere merites voldoen, ek moet die kwaliteite hê, ek moet dit, ek moet hierdie paneelklopwerk op my doen voordat die duif nou enigstens hier naby my gaan kom. Nee, dis wanneer die lam van God, die huisbak, dis wanneer die lam van God, in wie God 'n welbehae het. God is die persoon wat die fees daarbo aanrig, daarbo op die gebou. Wanneer hy 'n welbehae het, hy het 'n welbehae aan die lam van God. Nou, wanneer die lam van God vir jou toegereken is, dan is die duif van die hemel ook by jou tuis. Ek wil graag 'n aansluiting daarbey afsluit, deur 'n paar opmerkings te maak oor die Heilige Gees wat soos 'n duif op die lam gekom het. Johannes 1:29 praat van Jesus as die lam van God. Waarom 'n lam en waarom 'n duif? Die Bybel sê nie die Heilige Gees is 'n duif nie. Hy sê hy het soos 'n duif. Die Bybel sê ook nie Jesus is 'n dier nie. Hy's 'n lam nie.
Hy is soos die lam van die Ou Testament offers. Maar jy sien, die lam en die duif is twee diere wat die innerlike gesindheid en hart van Jesus en die Heilige Gees so voortreffelik uitbeeld. Trouwens, by 'n lam en 'n duif vind ons dieselfde soort gesindheid, daai gesindheid van selflose gebrokenheid, kry jy by 'n duif en by 'n lam. Kyk maar na 'n klein kindjie se gedrag en houding teenoor 'n lam of 'n duif. 'n Kind sal nooit terugdeins vir 'n lammetjie of 'n duifie, soos wat hy sal terugdeins teenoor ander diere nie. Indien 'n dier grom of blaas of pik of tande wys, sal die kind terugdeins. Maar nie vir 'n lam of 'n duif nie. 'n Lam en 'n duif openbaar dieselfde soort innerlike. Hulle hoort by mekaar. Hulle is tuis by mekaar. Met respek gesê, indien die hemelse duif, die Heilige Gees in Matteus 3 afgekom het en nie spesifiek 'n lam gevind het om op te kom rus nie, dan sou hy teruggevlieg het hemel toe. Met respek gesê. 'n Duif is sensitief. Indien 'n duif enigiets in die Here Jesus sou vind wat byt, wat skop, wat pik, wat gif het, wat steek, wat stert swaai, wat angel het, wat brul, wat blaas, dan sou hy teruggevlieg het hemel toe. Die duif kon net op 'n lam kom sit. Hy voel tuis by 'n lam. Want 'n lam is so sprekende van selflose gebrokenheid. Daarom verklaar Johannes 1:33 dat die duif op die lam gebly het. Gebly het. O, jy sien dit by Here Jesus. As jy byvoorbeeld in die Ou Testament gaan kyk na 'n hoofstuk soos Jesaja 53, ek wil nie daarop ingaan nie, maar as jy daarna gaan kyk, dan sien jy daar, so mooi sien jy Jesaja 53, al die kenmerke van 'n lam by die Messias Jesus. Die absolute eenvoud en gebrokenheid. Daar's niks by hom van ek loop my pad, of ek het die krag, of my planne, my opinies, my probeer sla. Daar's nie 'n gesindheid van ek wil iets wees nie. Hierdie dinge pas net nie by die lamgees nie. Hy bied nie weerstand nie. Hoe maak 'n skaap ter slagting? Is daar selfverdediging? Gou met 'n antwoord, kap terug, boep, boep, boep. Wys vuis, vol slimmighede, nooit. Hoe het Jesus gereageer toe al sy regte van hom weggeneem is? Toe sy goeie naam weggegooi is soos iets wat vuil is. Toe sy vryheid hom ontneem is. Toe almal teen hom staan met 'n klomp aanklagte, het hy teruggeveg? Het hy homself verdedig? Het hy teruggeantwoord? Hy het vir Pilatus nie een enkele woord geantwoord nie. Niks. En alles wat Pilatus sê is vals. As die lam ter slagting, hy was stil, sê Jesaja 53. Stil toe hulle hom ruk en plak en rondstamp en vloek en spoeg en aankla en onregverdig beskuldig, het hy geswyg. Hy het nie die engele wat gereed was om hom te help se hulp geroep nie. Hoe maklik kon hy so gou-gou 'n antwoord hê, op sy perdjie wees en opgesmik wees en gevoelens wat oorloop en bitterheid en seer. Hoe maklik kon hy in mekaar krimp van selfbejammering en sê, "Woe, ek is verworpe. Ek is uitgestote, ek is 'n niks, niemand sien my raak nie." En tog was hy stil, sê Jesaja. En rein, sê Jesaja. Soos 'n lam, die onreine uitgrypsels van 'n kraai en 'n skorpioen en 'n beer en 'n wolf en 'n slang en 'n gifding was heeltemal afwesig. Is dit enigstens 'n wonder dat die hemelse duif, die Heilige Gees, op Jesus gekom het? Want jy sien, die duif kon by Jesus die regte soort oppervlakte kry om op te kom sit, met respek gesê weer eens. Die oppervlakte was reg vir die duif om te land. Dis by Jesus as lam wat God die Vader, die Christus gelowige, dis die mens wat in die huisbak ingeval het. Dis by Jesus as lam wat God so 'n mens inlyf, inreken en jou gees met die lamgees vervang en die gees in jou woon.
Vanuit ons sondige natuur, ons sondige hart waarmee ons in die wêreld ingekom het, is ons oppervlakte nie geskik vir die hemelse duif nie, vriende. Ons innerlike, kragtens ons aandeel aan die sondeval, omdat ons daarin gereken was, by Adam, was ons innerlike die teenoorgestelde van die lam. En niemand ons pa, ma, dit nie vir ons geleer nie, ons het dit net. Indien ons so sou bly, dan sou die duif aanhoudend weer moes wegfladder. Ons het van nature soveel in ons wat steek en byt en brul en skop en blaas en angel steek. Allerhande ongediertes behalwe 'n lam. Vir ons is dit vanselfsprekend soos asemhaal om die Heilige Gees te bedroef. Dit is by ons as mense van ons geboorte tot ons wedergeboorte, is dit vanselfsprekend om die Heilige Gees te bedroef. Ons is so goed bekend met die skorpioen, die slang, die spinnekop, die wolf, die krokodil, maar ons is vreemd aan die gees van die lam. Trouwens, ons sondige natuur wil nie die lamgees hê nie. En daarom is ons hele lewensingesteldheid op die eie ek gerig. Hoor van wie u praat en dink heeldag. Wat gaan ek doen? Hoe gaan ek dit? Hoe gaan ek? Dit is net altyd ek. Selfsug, selfbejammering, opgeblaase ontevredenheid, die ongeduld, die liefdeloosheid, die ontrou en daarom die slimmigheid en selfregverdiging. En daarom teer ons so op die verlede, hè. Het jy al agtergekom? Ek het myself al betrap, hoorie. Yes, jy teer so op die verlede, jou kinderjare, toe alles skeef geloop het en dis waar, dikwels. En jy vind 'n rede daarin vir jou huidige verkeerde gedrag. Die goed wat toe gebeur het. En ons hou vas daaraan, maand in maand uit, jaar in jaar uit. En daarom lyk ons binnekant en buitekant dikwels nie dieselfde nie. Uiterlik is ons vroom, gelowig en kerklik en innerlik, leerlaag op neerlaag. Erken dit maar, vriende. Kom, ek erken dit. Wie saam met my hier? Ek erken dit. Julle almal, erken dit. Die grootste krisis in ons lewe is wat ons beleef by daardie deel van ons menswees wat niemand kan sien nie. Die innerlike. Dis verborgen en ons hou dit so toe. Ons hou dit toe. Vir lewe en dood toe. Jy kom nie naby my nie, meneer. Dis toe. Op so 'n oppervlakte kan die sensitiewe hemelse duif net nie bly nie. Want hy soek die gees van die lam. Miskien sal hy wil uitroep, maar hoe op aarde sal die gees van God nou ooit in my lewe wil tuiskom en bly? Want al is ek hoe vasberade en kners ek op my tande, ek kan nie die bodem van my skorpioen hart verander na 'n lam toe nie. Wie dit al probeer? Forget it. Mors jou tyd. Enige mens wat eerlik genoeg is, moet dit erken tog. Die groot vraag is dus, watter hoop is daar vir enige een van ons? Is daar 'n uitweg? Ja, 1000 mal. Want ons is nie in die 4499 godsdienste nie. Ons is in die een. Die evangelie. As nie vir daarvoor was nie, dan was daar nie 'n uitkoms nie. Maar omdat ons in die evangelie is daar 'n uitkoms. Want toe die lam van God gelei het en geslag is, was hy nie alleen nie, hy het dit in die plek van mense soos ek gedoen. En dis waarvan sy doop uitbeeld. Die kind van God is deur die Vader by die lam se lyding en sterwe ingereken. Soos die Vader dinge sien, is die lamgees op die Christusgelowige mens oorgeplant. In beginsel, 'n groot omruiling het plaasgevind. God het Jesus se lamgees myne gemaak, hy het my skorpioengees Jesus in gemaak. Kan jy hoor wie doen? God. Kan jy onthou wie het gedoen by Jesus se doop? Wie? Wie kan vir my sê? Wie het gedoen by Jesus se doop? Johannes die Doper, né? Nee. God. Die bekeerde mens mag vertrou
dat die lam se lyding vir hom of haar tel, dat die Vader in beginsel en soverre dit die kind van die Here aangaan, kraai, beer, wolf, skorpioen en slang in hom of haar doodgemaak het, en aan hom of haar die lam van God se lamgees gegee het. Daarom is die geesduif by so 'n mens tuis, op grond van God se inrekening. Nie by wat jy in jouself ervaar nie. Dis waar ons uit die bus uitval, want ons maak hier oop. Woe, jy weet nou, Martin Luther het gesê, as jy jou geloof wil verloor, dan moet jy na jou eie hart kyk. Hy sê, maar as jy geloof wil hê, dan maak jou hart toe en kyk na Jesus, dan jy geloof. Dit het Martin Luther gesê, regtig. Ek haal hom byna woordeliks aan. Maar nou, wat doen ons? Ons draai Martin Luther om en ons maak hier oop. Oh, wow! Kraai, beer, wolf, skorpioen, kobra, al die goed is hier. En dan wonder ons of die Heilige Gees enigstens. Maar jy sien, en dan kyk ons heeltemal weg van die feit dat God ons ingereken het by die lam. Dis geloof om dit te sien. Romeine 6:6 sê, die apostel Paulus sê, Romeine 6:6, ons innerlike sondige mens is saam met Christus gekruisig. Saam met beteken ek was ook daar, ek is ingereken. Is tog onmoontlik, nie iets wat ons self kan doen nie. Dis God wat dit kom bewerk het, vriende. Die skorpioengees in ons kan op geen manier doodgemaak word deur ons inspanning, ons vaste, ons gebede, ons nagmalle, ons oorgawes, ons besluite, ons tandekners nie. Jy kan 'n nuwe blaadjie omslaan vir die 1000ste keer, broer. Vergeet dit. Dis net die evangelie wat werk. Niks anders nie. Wie het al deur inspanning, gebede, oorgawes, besluite en tandekners probeer? Wie is hier? Ek het. Ek het een keer my sondes op 'n papier geskryf en iewers in die tuin gaan begrawe en gesê, nou is julle dood en net ek weet waar daai plek is. Maar ek was nog nie 'n uur of 2 by die huis nie. Toe is hulle weer daar. Want jy kan nie van dit ontslae raak deur wat jy doen nie. Dit word doodgemaak deur 'n godsdaad, deur die lam se lyding en slagting, waarop ek heel hartig mag vertrou. Sê almal hardop op die telling van 3. 1, 2, 3. Waarop, nee mense, julle moet nou praat. Waarop ek, begin weer. Waarop ek, harder, waarop ek heel hartig mag vertrou. Dis ons aandeel. Maar dis nie jou vertrou wat die skorpioen wegkry nie. Dis waarop jy vertrou wat die skorpioen wegkry. Naamlik jou inrekening by die lam se slagting. Daarom, laat ons dit ten elemale begin waag om hom persoonlik daarvoor te vertrou. En weet u, dit mag dalk vir u vanmôre in die kerk gebeur of wanneer u die video kyk en u sit die tablet of die selfoon af. Dit mag nou in u lewe gebeur. God is soewerein, hy doen wonders. Maar weet u, ek wil vir u sê, nou weet u wat gebeur? Kom ek sê vir u wat gebeur nou. Dit gebeur nou by u nou hier in die diens of wanneer u die televisie afsit. En dan jy nog nie 'n ander by die kant by die kasteel gery nie. Dan begin na knaaghaai ding alweer. En dan dink jy, maar dit was alles 'n flop. En Satan sê vir jou, dit werk dalk vir die predikant, maar dit werk nie vir jou nie, broer. Los dit maar. Wie ken daai stem? Satan, wat dit sê vir jou. Die duiwel homself. Nee, ek wil vir u sê wat die waarheid is. Die waarheid is, dat as jy jou posisiestelling eenmal ingeneem het, dan, hoor nou hier, weldra
begin jy dan opmerk. Dis nou maandag, dinsdag, woensdag, vrydag aand, saterdag, sondag. Weldra begin jy opmerk hoe dat die hemelse duif, die Gees van God, jou innerlike al hoe meer beginne omskep en wegtrek van die skorpioenangel af na die Gees van die Lam toe. Want dit is sy werk. Ek wil hier aanmoedig, die van u wat ernstig is. Neem u posisie instelling in by wat ons vanmôre hier gesê het. Maar moenie los nie. Hou daarby. Maak nie saak wat jou hart sê nie. Jy luister nie links nie, jy luister nie regs nie. Jy hou daarby. Jy hou daarby. Julle hartig, Here Jesus, vertrou ek op u, die Lam by wie ek ingesluit is deur die Vader. En dan gaan jy agterkom soos wat die tyd verbygaan, hoe die Here jou hart en lewe beginne omskep. Op maniere wat jy nie kan glo nie. En die duif fladder nie weg nie. Hy fladder nie weg nie. Ek sê, maar dis te goed om waar te wees. Dis hoekom dit evangelie is. Want evangelie beteken goeie nuus. Goeie nuus glo jy nie sommer dadelik nie. As daar regtig goeie nuus na jou toe kom, dan sit jy eers en wonder. Jy bel nie dadelik iemand nie. Jy sit eers en wonder, kan dit wees? Want goeie nuus is iets wat jy altyd eers laat twyfel. Kan dit wees? En dis soos die evangelie is. Wat 'n voorreg. Kom ons, ek sal maar die 400 goed wat ek nog kan sê daar laat, dan sluit ons af met gebed. Here, ons dankie dat die Heilige Gees deur die skrif gepraat het met ons weer. Ons is so bevoorreg, Here, dat dit kan gebeur met ons. Here, ons moet erken, omdat ons onsself so goed ken, moet ons erken dat ons bykans nie kan glo dat ons verander kan word nie. Dat ons nuwe mense kan word nie. Dat al hierdie ongediertes in ons vervang kan word nie. Here, hierdie ongediertes maak dat ons soveel keer nie vrede het nie. Ons probeer 'n gesig opsit dat ons vrede het, maar dan het ons dit nie. Ons gee voor wat ons nie is nie. En ons val en ons struikel. En dis omdat ons die evangelie nie reg verstaan nie. Here, help ons. Ag, Here, soos ons gebid het, as daar net een individu in hierdie kerk is, wat u vanmôre lig voorgegee het, dan was hierdie erediens die moeite werd. Net een persoon, vir wie die lig opgegaan het. Net een. Om het te waag, om te begin vertrou, nie op wat ons vir onsself sien en voel nie, weg te kyk van dit af, om te begin vertrou op wat God vir ons beloof het, wat in Jesus Christus van ons waar is, die Lam van God. O, dankie hemelse duif, Heilige Gees, dat u regtig
Nie net op die lam bly nie, maar ook bly op almal wat by die lam ingesluit is. Dankie. Ons weet nie hoe om genoeg dankie te sê vir hierdie duif nie, en sy wonderlike bediening in ons nie. Ons kom met lofprysing, Here, met dankbaarheid in ootmoed. Amen.